Ek is 'n alternatiewe geneesheer en het na alle ander aspekte, alternatiewe gesondheidsprodukte begin kyk en omsien. Een daarvan natuurlik was die wat ons noem die frekwensie medikasie. Ek het toe nou maar so deur die jare en maande van navorsing het ek Hulda Clark se frekwensie gesien. Ek het die Rife masjiene ondersoek en dies meer. Toe het ek agtergekom almal van hulle het 'n probleem in aanhalingstekens, naamlik as jy te veel gebruik, dan word die patogene ook in aanhalingstekens immuun teen die frekwensie. Ook as twee patogene langs mekaar sit, is dit ook 'n probleem, want dan kry ons 'n overtou. Om die probleem te bowe te kom, het ek toe nou besluit om te kyk en te eksperimenteer of 'n V-aksie, sweeping action, dalk beter sal werk. Wat toe nou gelei het natuurlik tot patent wat ek na begin kyk het om die produk daar te stel en dan natuurlik te patenteer. Nou, hoekom 'n mens om patenteer, sal ek nou vir jou sê, na ek die navorsing gedoen het, maar eers moes ek verskriklik hard werk om te kyk of hierdie apparaat wel werk en of hy wel kan doen wat ek wil hê hy moet doen. So behalwe die gewone frekwensies het ek hom toelaat vee van 0 tot 1000 kHz deur al die frekwensies, so 33.000 keer per sekond, om dan seker te maak, ongeag wat die probleemarea dan nou sou wees, dan kan 'n mens dit natuurlik nou maar aantree en natuurlik werk daarop en aanspreek in die spesifieke probleem en dan te bowe kom. Die patent het toe nou vir my gewerk en ek het toe begin grou op die internet en oralste, en dit het maande en ure se navorsing gevat om deur al daai 23 miljoen dokumente te lees, om te sien hoe ver kan 'n mens nou regtig hierdie produk vat en kom mee. En ja, toe kom dit natuurlik nou op die probleem, hoe patenteer, hoe beskerm ek myself? Nou toe het mense nou gaan kyk, en die eerste ding wat jy natuurlik nou kry, is natuurlik daar's kopieregte, daar's handelsmerke, daar's patente, al hierdie magdom van inligting wat ons nou moet kyk. Nou, baie mense verwar die patent, kopiereg en handelsmerke, want daar's baie similariteite tussen hulle, en daarom is dit natuurlik die grootste ding. Die grootste aspek wat mens kyk is die intellektuele eiendom, intellectual property protection. Nou, daar's verskillende maniere om daarna te kyk. Die een is natuurlik kopiereg. Nou, as jy kyk na die navorsing, dan sien ons copyright is a form of protection provided to the authors of original works of authorship, including literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual works, both published and unpublished. In 1976, the Copyright Act generally gives the owner of copyright the exclusive right to reproduce the copyrighted work, to prepare derivative works, and to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work, to perform the copyrighted work publicly, or to display the copyrighted work publicly. Nou, dit is nou kopiereg, en dit is, toe ek nou die navorsing doen, toe sien ek nou, maar hierdie is meer in literêre werke en musiek en al die tipe van dinge. Ek het nie regtig in my lyn met 'n frekwensie, 'n apparaat wat mense kan aanvat, is nie heeltemal, word nie heeltemal gedek met die kopiereg as sulks nie. Toe ek begin kyk na 'n handelsmerk, of 'n diensmerk as mens so vat. Nou, 'n handelsmerk in die geval is 'n trademark, is a word, or a name, or a symbol, or device, which is used in trade with goods to indicate the source of the goods and to distinguish them from the goods of others. A service mark is the same as a trademark, except that it identifies and distinguishes the source of a service rather than a product. The term trademark and mark are commonly used to refer to both trademarks and service marks. Nou, ons ken trademarks. Ons sien die McDonald's se snaakse M, 'n gebuigde M, en oralste sien jy die logo wat die mense van praat, wat natuurlik meer 'n trademark of 'n diensmerk dan is. Weereens het ek toe nou maar besluit, hierdie diensmerk
is nie presies wat ek wil hê nie. Ek moet kyk na 'n patent. Nou om dit te doen, moet ek na verskeie ander aspekte ook begin kyk. Ek moet kyk eers wat is 'n patent. Nou 'n patent for an invention is the grant of a property right to the inventor issued by the Patent and Trademark Office. The term of a new patent is 20 years. Hy hou net 20 jaar, dan verval hy. En dit is ook in die mediese wêreld die geval. Dis hoekom daar geen generiese middels van 'n produk op die mark kan kom voor die trademark tydperk nie verval het nie, die 20 jaar tydperk nie. Now this is from the date on which the application for the patent was filed in the United States, for example, of in elk geval ook in Suid-Afrika in special cases. From the date an earlier related application was filed, subject to the payment of maintenance fees. Nou, die kantore gee dan vir jou die patente reg. The right conferred by the patent grant is in the language of the statute and of the grant itself. The right to exclude others from making, using, offering for sale or selling the invention in die land waar jy aansoek gedoen het. Dit is nie 'n internasionale reg wat jy het nie. Jy het net in die land waar jy dan aansoek gedoen het. Ook vir die invoer van hierdie tipe van produk in daardie land en word dan ook natuurlik nie toegelaat nie. What is granted is not the right to make use of, offer for sale, sell or import, but the right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing the invention. So dat gee die ander mense, jy kan die reg dan teenstaan. Jou intellektuele eiendom word dan beskerm deur die ander mense mag dit nie dan ook doen nie, of niemand anders mag dit doen nie. Nou daar is nou addisionele verskille tussen die kopiereg en die handelsmerk. The purpose of a copyright is to protect works of authorship as fixed in a tangible form of expression. Thus, copyrighted covers works of art, 2 or 3 dimensional, photos, pictures, graphic designs, drawings, and other forms of images, songs, music, and sound recordings of all kinds, books, manuscripts, publications, and other written works, and plays, of course, movies, shows, and other performance arts. Now, the purpose of a trademark is to protect words, phrases, and logos used in federally regulated commerce to identify the source of goods and or services. There may be occasions when both copyright and trademark protection are desired with respect to the same business endeavor. For example, a marketing campaign for a new product, as jy nou heeltemal 'n vars produk op die mark. Dan wil jy kopiereg hê op die produk, maar jy wil ook jou handelsmerk wat gekoppel is aan hierdie produk, wil jy dan ook beskerm in advertensies en radio's en die tipe van grafiese ontwerpe wat jy van dit sou maak, of amper dieselfde lyk. If you're interested in protecting a title, slogan or other short word phrases, generally you want a trademark. Copyright laws does not protect a bare phrase, slogan or trade name. So daar moet die mense dan nou weer eens versigtig wees, want dit is 'n probleem. Baie van die tipe van kopieregte word baie in klere vandag gesien, klerasie, en dan moet 'n mens maar baie seker wees daarvan. When it comes to copyright versus trademark, the question about clothing is more about clothing than anything else. Anything you silkscreen or otherwise display prominently on the front or back of a shirt, top, cap or hat is generally considered artwork and therefore covered by copyright. In fact, if you send a photo of a clothing item to the United States Trademark Office showing your design, logo or slogan prominently displayed on the front or back, they will refuse to register it as a trademark. Want daar's kopieregte op die spesifieke produkte of wat hulle ook al aan kyk. So, hoe gaan 'n mens nou te werk is natuurlik baie werk om te doen. In die eerste plek in my apparaat wat ek moes doen, omdat dit as 'n mediese apparaat gebruik word, is daar baie ander wetgewing wat die gebruiker of die verbruiker daarvan moet beskerm. En daarom het dit soveel ander wetgewing. Daarom is ons ook die European Compliance Certificaat kry, nadat ons hom gepatenteer het. So ek kon hom patenteer, maar ek kon hom nog nie verkoop nie, op die mark sit nie. Jy moet eers allerhande ander aspekte ook rondom dit
na kyk, soos byvoorbeeld die wetgewing. Hulle kan nie byvoorbeeld, jy kan nie byvoorbeeld 'n pasiënt aan die apparaat koppel as hy direk aan 'n elektriese sok gekoppel is nie. So met daai beskerming moet daar wees, onder andere maar. So die heel eerste ding wat jy moet doen is 'n search. Conduct a search on existing patents. Dit is die heel eerste ding wat jy moet kyk. The search can be undertaken by the applicant or inventor or by the patent attorney, en dis gewoonlik die maklikste om dit vir 'n patente prokureur te gee en sê, gaan grou, want dit is omtrent 'n grou. Ek weet van 'n saak wat hulle ook vir my gesê het van, terwyl ek die ondersoek gedoen het, is byvoorbeeld 'n man het na die patentekantoor gegaan en gesê hy wil hierdie unieke krywa met 'n balvormige wiel wil hy patenteer. En toe hy nou daar grou en kyk, toe sien hy dat die krywa op daardie stadium was toe nou nog nie gepatenteer nie. Hy maak toe sommer op 'n stukkie afvalpapier, maak hy toe onmiddellik 'n skets van 'n gewone krywa, patenteer hom op sy naam, gaan na die krywa vervaardigers toe en sê, julle mag nie my krywa verder vervaardig nie, tensy julle vir my 'n groot klomp geld gee. Dit is een van die ander maniere. As jy baie tyd het, kan jy daar gaan kyk wat is gepatenteer by die patentekantoor en wat nie. Na die patent natuurlik daar was, word hy in die Patent Journal gepubliseer. En my apparate is natuurlik nou daar gepubliseer gewees, dat ek aansoek gedoen het eerstens, en tweedens dat hulle na hom gekyk het, en die geskrewe woord, en derdens, toe ek die finale patent kry, is hy ook in die Patent Journal wat maandeliks uitkom, daarin gegee. Baie interessante boek om te kry, die Patent Journal. En aansoek doen by die departement van wat daarmee betrokke is, en hulle kyk daarna. Nou die search, soos ek sê, is baie belangrik. This is to ensure that no existing patents are being infringed and that the invention is new or novel. En dan moet jy ook kyk na artikel 25 van die patentewet. Although the initial search is not compulsory, it's advisable, want jy kan deur al hierdie dinge gaan. Verskriklik jou doodwerk, en dan kom jy aan die einde, dan sien jy, daar is wel 'n patent of 'n soortgelyke patent. Want mens moet ook onthou, daar is ook die ding van aanklamping. In ander woorde, jy kan nie 'n ding wat baie naby of soortgelyk is maak nie. Dan word dit aanklamping genoem, en in die aanklamping is daar natuurlik ook beskerming wat jy dan ook geniet. Dan die aansoek om te registreer. This application for a patent can be in one of three ways. For a provisional application, a complete application, en dan is daar natuurlik die file, 'n PCT wat hulle sê, 'n Patient Cooperation Treaty application. Dit is net in die begin, die ander een is 'n finale een, en dan die ander een, die laaste een is natuurlik 'n Patent Cooperation Treaty application. En dit is net wanneer dit nodig is. The following forms can be obtained directly from CyPro, wat natuurlik die heel maklikste is. Dan kry jy nou al hierdie tipe vorms, wat jy hier die aansoek dan invul en stuur. Dis jou eerste stap, as jy nie dit alles deur 'n patente prokureur, wat lekker duur is, maar dit is baie keer die moeite werd. Ek het gebruik gemaak van 'n groot maatskappy wat bekend is vir hulle patente werk en patente regte, en ja, ek dink dit was geld, maar redelik duur, maar ek dink dit was money well spent. Dan gaan jy natuurlik vir 'n complete, ek het gegaan vir 'n complete patent application, want ek het gedink dit is die heel beste om dit van daai kant af te doen, sommer reg van die begin af. En ja, daar is natuurlik fooie en wat jy ook moet betaal by die patentekantoor. Nou ja, dit is 'n baie wye aspek wat ek probeer in 'n baie kort tydjie weergegee het, maar die grootste ding rondom 'n patent is om te besef dat dit is om jouself en jou uitvinding te probeer beskerm. En dan is daar natuurlik ook allerlei aspekte wat 'n mens nou moet kyk, soos exclusions, inventions which cannot be the subject of a patent, exclusions as inventions in terms of the South African Patent Act, anything which consists of a discovery, a scientific theory, a mathematical method, literacy, dramatic, musical or artistic work, wat mens nie kan doen nie. En dan is daar natuurlik ook dinge soos die wiel. Jy kan nie die wiel of die konsep of wind of die natuurlike produkte wat daar is in die wêreld, reën, jy kan nie daai tipe van dinge gaan patenteer en sê hier het ek nou 'n patent uitgevind om reënwater
te gebruik nie, of wind te gebruik, behalwe natuurlik as jy die wind aanwend in 'n aanwending, dan kan hy gebruik word, maar die wiel en die konsep van die wiel kan jy nie gaan byvoorbeeld doen nie. Jy kan wel die rubber van die wiel, soos in Dunlop, wat die eerste patent gemaak het, daarvoor kan jy doen. Dan natuurlik as jy vind dat iemand wel jou patentereg aanval of geskend het, dan is dit baie maklik dan is dit baie belangrik om te besef dat a provisional patent application does not provide you with an enforceable right. So hy's net voorlopig. Dis hoekom ek besluit het om op daardie stadium liewer dan 'n hele volledige een te doen. Die koste is baie meer, maar someone else may come up with your idea independently and may beat you to the market. However, if you had filed an earlier patent application which eventually proceeds to granted patent, you may stop your competitors from exploiting your invention. Your date is the earliest, and thus the patent rights accrue to you. Even if a competitor starts exploiting an invention which is covered by your patent between the date of filing your South African provisional patent application and the date that a patent is eventually granted, you may be able to take action against such competitors once the patent is granted. This means that you do not lose any patent rights in the 12-month period, provided you claim priority from your earlier provisional patent application when filing a complete patent application. Also, a patented invention can be used as a business tool to generate income by means of licensing of your invention or by selling the patent rights in your invention to somebody else. Dan natuurlik begin die groot werk. Jou patent is daar. Is net soos iemand wat universiteit toe gaan en hy kry hierdie fantastiese graad. Ek het nou 'n graad, wat nou? Jy moet nou begin werk soek. So wat nou moet gebeur is, soos ek sê, in die geval van 'n mediese apparaat wat jy gepatenteer het, om hom nou op die mark te sit is nou bemarking. En dit is groot geld. Maar met die patent in gedagte, kan jy natuurlik altyd gaan om dan investors te kry, mense wat beleggers wil doen in hierdie apparaat van jou, en of jy kan hom net so gaan probeer verkoop. Gaan na jou die grootste ouens toe wat jy dink wat hierdie tipe van ding sal skaad, soos ek in my geval het ek gevoel dat die patent wat ek gemaak het, gaan die farmaseutiese maatskappye regtig kwaad doen in hulle winsmarkte in, en dan gaan jy na hulle toe en sê, kyk, ek het hierdie apparaat wat gepatenteer is, en dan wat hulle gewoonlik doen, hulle bied jou 'n groot som geld aan, en dan mothball hulle hom, of hulle gebruik hom verder aan. Maar dit is 'n baie lang proses, baie moeilik om die tipe van konsep dan daar te stel, en dit word nie maklik gedoen nie, en dit word nie sommer deur hulle aanvaar nie, want hulle kry daagliks maar mense wat sê, hierdie produk gaan julle seermaak. Die grootste ding is, hulle kan jou die mark uithou, met baie makliker maniere as om jou patent te koop. So jou beste is om natuurlik om jou patent wat jy het, en wat jy glo in, en wat jy tyd in gesit het, al hierdie aspekte kan jy maar vat en bemark jou produk soos wat jy hom graag wil bemark. Ek wil nie my produk op die mark gesit het om hom te verkoop nie, ek wil my produk op die mark sit vir mense soos ek, wat hom kan gebruik, en regtig mense se lewens kan red, sonder om enige medikasie te gebruik. Veral mense wat nie medikasie kan gebruik nie, kan dan hierdie apparaat gebruik, om alle patogene in die liggaam te dood, deur slegs 2 handvatsels vas te hou, en dit daarvandaan af te vat. Ek hoop dit is insiggewend geweest, en ek kon vir julle 'n bietjie meer inligting gee van my kant af, my persoonlike ondervinding in hierdie geval.